Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het en wat 'n voorreg om vanmôre te weet dat ons aan die Here kan behoort, dat hy ook sy troue sorg oor ons gebied en dat die Here vir ons sal lei tot daardie groot en deurligte dag wanneer ons hom in sy heerlikheid sal sien soos hy is. Die immergroen haleluja lied 444 sê, wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat aan ons plek wil staan, wat 'n voorreg om gedurig tot God se troon deur hom te gaan. Hoe verbeur ons tog die vrede? Ag, hoe dikwels lei ons smart, net omdat ons nie ons node uitstort in Gods Vaderhart. Die pragtige vers 3 sê, is ons swak gedruk deur laste, onder kommer neergebuk. Dierbare Heiland, ons se toevlug, o bevry ons weer van druk. As ons vriende ons versaak het, soek ons in gebed die Heer. Aan sy boesem is ons veilig. Hy vertroos ons keer op keer. Mag u ook seker wees daarvan dat die Here u vriend is, dat die Here u leidsman is, dat die Here die volëinder van u geloof is. En ag vriende, skuil by hom, bly dig by sy Vaderhart en hy sal jou veilig inbring in sy heerlikheid. Wat 'n wonderlike versekering waarmee ons net nie kan leef nie. Nou vanmôre gaan ons 'n bietjie stil staan by 'n baie belangrike saak ook in die lewe van die kind van die Here en dit is God se beskikking, sy besturing, sy bepaling, sy voorsienigheid. In Engels praat ons van the Lord's providence. Nou vriende, as ons die Bybel bestudeer, dan lyk dit vir ons dat die meeste vir ons wil kom leer dat as die Here vir A 'n kar gegee het, moet B 'n kar kry. As die Here vir A gesondheid gegee het, dan moet B gesondheid kry. As die Here vir die een voorspoed gegee het, dan skuld hy vir die ander een voorspoed. En ek sien dit glad nie in die Bybel nie. Want vriende, dit is nie te sê dat die Here vir die een sal gee wat hy vir die ander gee nie. Ons sien baie duidelik in God se woord dat die Here soms vir sommige mense baie voorspoed afweeg en vir ander baie hartseer en baie trauma in hulle lewe. En ek gaan vir u 'n voorbeeld of twee in die Bybel gee en dan kan u saam met my volg en sal u ook sien hoe die Here se beskikking vir ons dan moet dien tot bemoediging om te weet dat wat ook al gebeur, ryk of arm, goed of sleg, siek of gesond, die Here is in beheer van my lewe en wat hy beskik en bepaal oor my lewe is presies die regte vir daardie oomblik, sodat hy my ook kan lei in sy heerlikheid om my nader te bring aan homself sodat ek hom meer kan vertrou as die God wat ons liefhet, die een wat vir ons voorsien en die een wat weet wat ons nodig het. Nou vriende, daar was 'n gedeelte in die Bybel wat my aangegryp het en ek het dit daar gelees in 1 Konings 22 vers 48. Dit gaan oor koning Josafat. Hy was die koning van Juda gewees en ons lees daar, Josafat het Tarse-skepe gebou om in Ofer goud te gaan haal, maar hulle het nie gegaan nie, want die skepe het in Esion-Geber skipbreek gelei. So koning Josafat stuur die skepe om vir hom goud te gaan haal en op pad na hierdie plek Ofer sê die Bybel vir ons dat hierdie skepe skipbreek gelei het. So sy rykdom het nooit na sy kant toe gekom nie. En dan lees ons in 2 Kronieke die 9de hoofstuk, lees ons iets heel anderste. Ons lees van koning Salomo en ek lees gou vir u wat staan daar. En die hele drinksversies van koning Salomo was van goud en al die voorwerpe van die huis van die Libanon bos van fyn goud. Silwer is in die dae van Salomo as niks gereken nie. Want die koning het skepe gehad wat na Tarsis gevaar het, saam met die dienaars van Hiram. Eenmaal in 3 jaar het die Tarsis skepe ingekom, gelaai met goud en silwer, ivoor en ape en poue. So het koning Salomo dan groter geword as al die konings van die aarde in rykdom en wysheid. Baie interessant, koning Josafat, sy skepe lei skipbreek, hy kry niks van hierdie rykdom nie. Aan die ander kant, koning Salomo, sy skepe kom in elke keer gevul met goud en al hierdie ander kosbarehede. En die Bybel sê vir ons so het hy ryker en ryker geword. Kan nie agterkom vriende, God se beskikking en bepaling in die lewe van koning Josafat en in die lewe van koning Salomo. Vir albei was hierdie dinge afgeweeg in God se voorsienigheid. Vir die een rykdom, vir die ander ene 'n minder rykdom of armoede aan die ander kant as ons dit dan so wil stel. Vriende, ons vind dit reg deur die Bybel. Kom ons dink aan Abraham. Ons sien hoe die Here vir hom ryklik geseën het en dat Abraham ook baie welvaart beleef het. En aan die ander kant vind ons die apostel Paulus. En ek gebruik maar die twee groot figure in die Ou Testament, die een Abraham en in die Nuwe Testament Paulus aan die ander kant. Paulus was 'n man wat vir ons gesê het, hy het geleer om ver genoeg te wees met sy omstandighede. Hy het geweet wat dit is om honger te ly. Hy het geweet wat dit is om niks te hê nie. Hy het geweet wat dit is om 'n oorvloed te hê. Daar is aan die ander kant sien ons die profeet Jeremia, hoe hy met hierdie hartseer en pyn en armoede, amper soos sy hele lewe was gekenmerk daardeur. En aan die ander kant vind ons vir Daniël, wat dan ook tweede in bevel was in die koninkryk van Babel. En dit vriende is vir ons baie duidelik
die voorsienigheid van die Here. Vir die een weeg die Here meer af as vir die ander ene, en daarom is dit belangrik dat ons vanmôre sal sien, dat wat ons nou het, wat ons nou beleef, is deur God vir ons beskik en bepaal. Ja, dit is verseker so, en ons het baie daaroor gepraat, toe ons die boek Spreuke hanteer het. Ons moenie lui wees, en dan beleef ons armoede, dan sê ons, dit is maar wat die Here oor my beskik en bepaal het nie. Ek dink tog, daar is 'n baie duidelike Bybelse balans. Maar vriende, die een saai, en hy het 'n oes, die ander een saai, en hy het 'n mildelike oes, wat inkom. Die een is by sy werksplek, en hy kry bevordering, en hy kry meer salaris, en hy kry bevordering en meer salaris, en later meer rykdom, en dit gaan met hom goed, en die ander ene doen dieselfde, en hy werk hard, maar daar is nie bevordering nie, daar is nie meer salaris nie, daar is nie verhogings nie, en baie kere is daar ook werksverlies. En dan kan ons nie sê die een is beter as die ander een, of die een het harder gewerk as die ander een nie. Ons moet sê dit is God se beskikking en God se bepaling. Dink maar aan die bediening. Daar is sommige mense, en uitsonderlik lees ons in die geskiedenis van manne soos C.A. Spurgeon, en ons dink aan huidiglik Dr. John MacArthur, en daardie manne wat groot kerke het, gemeentes wat lief is vir die Here, en wat wêreldwye evangelisasie doen, en die oorgrote meerderheid gemeentes, vriende, bestaan uit, hulle sê in Amerika, die evangeliese kerke, die oorgrote meerderheid bestaan uit 100, 150, miskien 200 lidmate. In Suid-Afrika maar dieselfde, jy kry hier en daar 'n mega gemeente, en baie van hierdie gemeentes is besig om hulle gemeentes te voed met allerhande, kom ons sê maar die Engels, health, wealth and prosperity, en mense word mislei binne die kerk, en baie kere sit jy met die waarheid, en jy het 'n handjie vol mense, en jy dink by jouself, maar waarom is God onregverdig, dat die een ou baie kry, en ander een min, die een het baie lidmate, die ander een min, die een kry baie salaris, die ander een min. Vriende, ons is nie daar, en dis nie ons plek en tyd om God te bevraagteken nie. Wat God beskik en bepaal, is wat hy beskik en bepaal. Ek praat onlangs met 'n man wat skatryk is. En hy sê dat na sy ma oorlede is, toe sien hulle daar's 3 miljoen rand nog wat aan haar rekening lê, wat eintlik tussen die kinders verdeel word. En dan hoor jy weer die ander een se ma sterwe, hulle is alreeds arm, hulle het alreeds min, en daar's niks, daar's nie 'n sent nie. Of die pa sterwe en daar's nie 'n sent nie. Dan dink jy by jouself, maar is dit nie onregverdig nie? En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy kind van God is daar nie 'n ding soos regverdig en onregverdig in God se plan vir jou lewe nie. Alles is God se beskikking en God se bepaling en God se voorsienigheid. Daarom as die een meer erf as die ander ene, is nie omdat die een meer beplan het of beter beplan het nie. Ons weet nie wat omstandighede van mense is nie, maar al wat ons weet is, dat die Here sê vir ons, ons eer daarin stel om met ons eie hande te werk. Die Here sê vir ons, dat hy maak sommige ryk, en hy maak sommige arm. Die Bybel sê baie duidelik, die Here sê, die Here maak lewend, die Here maak dood, die Here maak siek, die Here maak gesond. Daarom kan ons vanmôre berus in God se beskikking, se bepaling, se voorsienigheid. Koning Josafat kry nie hierdie goud nie, hy kry nie die rykdom van Salomo nie, want God het dit bepaal en beskik. Aan die ander kant sien ons Salomo, wat hierdie rykdom, hierdie welvaart beleef het, maar die hartseer is, dat dit ook tot Salomo se ondergang gedien het. Daarom lees ons die boetelied van Salomo, wat die boek Prediker is, waar Salomo sê, alles is te vergeefs, sê die Prediker, ja, alles is te vergeefs, want u sien, sonder die Here is rykdom of armoede te vergeefs. Sonder die Here sal ons nooit die lewenslesse leer, van om baie te hê of met min oor die weg te moet kom nie. Sonder die Here is die lewe eintlik sinneloos. Daarom vra ek jou vanmôre, ken jy die Here? En as jy sê, ja, ken die Here, wees tevrede met die lot wat die Here vir jou toebedeel het. Wees tevrede met wat die Here jou gee. In sy beskikking, sy voorsienigheid en sy bepaling het hy vir jou gee wat nou nodig is. Eer hom, loof hom, prys hom, werk hard, wees eerbaar, wees getrou, dien hom met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is, dat hy jou gemaak het. En ook dit wat hy oor jou lewe toelaat. Eer hom, dat hy die alleenwyse God is. Vriende, mag die Here ons wysheid gee, insig en kennis en verstand, sodat ons kan groei in die genade van ons dierbare Here Jesus Christus. Mooi dag vir u verder te dra.